tyd ingekom het. Vanoggend is dit ons nagmaaldiens wat gelei word deur Dr. Nado. Die tema vanoggend is beloftes, beloftes, beloftes. En dominee gaan lees uit Markus en uit Johannes. Ons vooroefeninge kom Woensdag 4 Maart by mekaar. En dit is geskyk na Woensdag toe, omdat dit First Thursday is. En dan kan ons nie by mekaar kom op 'n donderdag nie, maar dit sal Woensdag aand om 7 uur by die kerk wees. En dan vra ons weer eens vir vrywilligers, volunteers, om ons taakspanne te kom join. Daar agter is 'n blaadjie wat ons later Lydia het ons uitgedeel. Ons het weer 'n paar opgaan daar, asseblief, as u belangstelling aan enige van die taakspanne deel te neem, vul in en kom gee vir my die vormpie. En dan ons Potjiekos kompetisie, dit is ons eerste fondsinsameling vir die jaar. Dit vind plaas die 2de Mei by die kerk om 1 uur. En daar is kaartjies beskikbaar by broer Graham Jones. Hy is nie vanoggend hier nie, maar u kan net vir my kom vra en die belangstel. Die kaartjies verkoop teen R100 vir inskrywings en R120 vir aankoop. En dan ons een verjaarsdag, dit is 5 Maart, Storm Barnes verjaar die 5de Maart, en dan die huweliksherdenking is dit broer Michael en is dat Chloe wat 45ste jaar huweliksherdenking vier die 7de Maart. En dan vir ons voorbeeld, hierdie week, Vrydag die 6de, is dit middag vir vroue. En dan Saterdag die 7de Maart is dit middag vir manne. Gemeente wanneer vir die vroue en vir die manne in ons gemeente vra dat die Heilige Gees hulle sal terugbring na St. Stephen's toe, maar nie net na tradisie na St. Stephen's toe, maar ook na die woord van die Here. Dit is ver ons afkondigings, kom ons groet mekaar in die vreugde en die liefde en vrede van ons Jesus Christus. Shalom.
Goeiemôre weer eens aan almal. Is die hele klompie meer as die vorige keer? Dit is so lekker. Ek dink jy het nie te wyd gewas. As jy nie te lekker hier nie, een van die dae het ons reenseisoen en dan kry ons eintlik weg, want dit is sommer koud toe by dit alles, Maar vanmôre is 'n heerlike nuwe dag. En my behoefte is ook om saam met julle hierdie dag te geniet in die naam van die Here, omdat hy saam met ons is. Hy het een wat ons hierheen gebring het, hy was so skoon, maar ons is klaar skoon gewas. Dus ek moet nogmaals gebruik, ons is God se kinders, wat sy seun vir ons gegee het om heilig en rein te wees saam met hom. So elkeen van julle is welkom aan die tafel te sit as jy sê, Christus is my koning. So wees welkom saam met almal hier, en ek hoop dit van 'n baie goeie persone saam met ons van gelowiges, dat ons almal wees. Net my vriend afsit, want jy kan wel iemand by dalk en dan sit ek in die verlegenheid. En die wat ek gebeur, dit was nie baie lekker. Wie te begrafenis nog vir alle doen. Ek was nog jong gewees. En dit was wat vir my gebeur. Voorsitter, die Here groet jou, omdat jy sy kind is. Die Here groet jou uit sy liefde, want hy wil vir jou vrede gee. Die Here groet jou uit die eniging, omdat hy saam met jou en my wil wees. Amen. Kom ons sing ons eerste lied. Daar ons skrifgedeeltes wat ons gaan lees, en ons thema soos Benny gesê het, is beloftes, beloftes, beloftes. Ons moet lekker daarmee saam sing. Lied 215, die verse soos wat daar verskyn, vers 1, 2 en 3 en 4. Here, wat is 'n loflied vir die Here, en ons doen dit met heerlikheid in ons harte.
Kom ons aanbid hom ook in ons gebed en ons gee vir hom ook die eer en die heerlikheid wat aan toe kom op hierdie wyse. Voor die Almagtige staan ons as die kinders. Voor die Here wat vir ons liefhet, raak ons stil. Voor die Gees wat in ons woon, wil ons hande vat, saam die pad stap. Here, U is die Almagtige en ons wil vanmôre juig en jubel oor die heerlikheid wat in ons harte uitstroom, wat ons het soveel om voor dankbaar te wees. Daar is nie bomme wat rondom ons ontplof nie. Daar is vrede rondom in ons huise. Daar is die heerlikheid wat ons vanmôre ook hier in hierdie huis ervaar as familie in hierdie gebou waar ons saamkom. Ons wil U eer en verheerlik. Want Vader, dit wat ons eet, kom uit U hand uit. Dit wat ons aantrek, gee U met liefde vir ons. U het vir ons familie gegee. U het mense vir ons gegee wat vir ons na ons omsien en vir ons liefhet hier op aarde. Mense met wie ons 'n pad saam kan loop, fisies en geestelik. En ons wil U eer en verheerlik, want in alles is U teenwoordig. In alles het U vir ons voorsien wat ons behoeftes ook al mag wees. Ons erken ook, Here, dat ons party daar maar anders dink as wat U dink. Maar dankie dat U vir ons nooit een kant toe stoot. As ons maar partykeer so stil doen is op te leef. Here, dankie dat ons met mekaar kan wees vanoggend. Dankie vir die heerlikheid wat U vir ons gee. Dankie dat U teenwoordigheid vir ons laat vergeet van al die wêreld en sy goed daar buite, van die sleg wat daar is, omdat ons in U teenwoordigheid, in die lig van die lewe kan wees, in die teenwoordigheid van die Almagtige, wat rein en heerlik op sy troon sit, wat ook hier tussen ons beweeg en in ons harte is, aan U die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Daarom, Here, omdat ons voor U staan en U vra om die woord wat ons kan lees, vir ons duidelik te maak. Ons iets te vertel wat ons dalk al vergeet het, of wat vir ons baie duidelik na vore staan, alreeds vandag. Maak dit vir ons duidelik en wil U vir ons lei ook in die oordenking daarvan. Amen. Ons het twee soorte gedeeltes, nie baie lang is nie. Elke is Markus hoofstuk 16 en Johannes hoofstuk 16. Ons wil hier vasthou by hoofstuk 16. Markus hoofstuk 16, ons lees daar net 3 verse saam van vers 16 tot 18. Dis die laaste deel waar hy beskryf van hoe Jesus wil verskyn en dan lees ons die volgende woorde. Wie die evangelie, wie tot geloof gekom het, en geloof is, sal gered word. En die gehoor nie, sal veroordeel word. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. Hoor net die mooi goed. In my naam sal hulle bose geeste uitdryf. In ander tale sal hulle praat. Met hulle hande sal hulle slange optel. En as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Dis al siek is die hande optrek en sal gesond word. Dan Johannes, hoofstuk 16, daarin blaai, vers 12 tot 15. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Hoor dan wat belofte wat kom. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself doen. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort ook aan my. Daarom, wat ek gesê, wat hy van my ontvang,
sal hy aan julle verkondig. Net tot sover ons skrifgedeelte, broer suster, ons het nou nie so lang terug nie die woordjie so nou weer gebruik en baie dalk geluister die aand. Wie weet wat die so nou? Beloftes, beloftes, beloftes. Ek skiet stop. Ons nou gewoon geraak die president vir ons 'n klomp moet sê met sy toespraak in die begin van die jaar. Maar as mense nou van terugkyk en ek praat die politiek vandag nie, wil ons sê, wat beloftes, beloftes, beloftes. En min van die beloftes wat politici maak, word regtig waar. Met alle respek die wat die werklikheid geval. Dit is nou maar wat gebeur. Dit verwys nie met kritiek na ons eie regering en dit is waar al gebeur. Maar dit is ook 'n algemene ding tussen ons as mense. Ek weet julle het al julle beloftes wat julle gemaak het nagekom. Sien? Ons kan nie iemand sê, maar kyk wat doen jy alweer en ek is net verskillig. Ons lewe bestaan partykeer uit verskriklik baie beloftes. Party kom ons na, party kom ons bietjie na en ander kom ons glad nie na ons. En baie van die vergeet ons wat ons al gesê het. En dis die probleem. Ons gedagtes is baie kort wanneer dit oor onsself begin. Wat gaan oor beloftes wat ek teenoor mense maak. En daarom moet ons baie versigtig wees om beloftes te maak. Ek het my vrou toe kind in pad was, het daar 'n jong man by ons gebly. Ek kan die storie voorbeeld hoor dan van die verstaan, ek dink dit was stel 2 gewees. En ons het gevra, hulle moet aan ons moet dink en vir ons voorbereiding en sê die een vir ons. En ek sal nooit vergeet, ek sal vir julle bid, wanneer ek aan julle dink. Nie hy sê, ek sal gereeld vir julle voorbereiding doen. Nie, hy het nie uitbostig gemaak. Hy sê, wanneer ek aan julle dink. Met ander woorde, hy sal vir ons bid, wat ons in gedagtes geplaas. Want wanneer sê ek sal vir jou bid, dan beteken dit, ek moet nou vir jou bid. Ek sit gistermiddag, ek lees, is dat aand op deur gegaan en is daar iets ergens 'n ding wat hier opkom wat ek vir iemand wil skryf en ek sal vir jou bid. Iemand wat so aan keer ook iets. Dis nou sommer, ek dink dit toevallig nou daaraan. Terwyl ek het ons vir hom 'n waarskryf op die WhatsApp, ek dink maar, ek moet eintlik sê dat iemand dit doen, omdat ek vergeet ek het hom. En ek het vergeet. Wat vrou dat sê, ek vergeet baie van dit. Baie van dit. En dit is nog een baie sleg. Maar dit is ons mens. Ons vergeet hierdie, wanneer ons sê, ons kan dit doen, vir mense. Probeer het so gauw as moontlik doen, want dit is presies wat gebeur. Maar by God werk dit op al die ander wyse is. Ek wil vanmôre vir julle 'n ander woord gee vir die Bybel. Dis die boek van beloftes. Kyk, daar is soveel beloftes in hierdie Bybel saamgevat, dat ons kan nie 10% van hulle vanmôre net eers mekaar doen nie, dan is nog nie by Genesis verby nie. Hierdie Bybel is die boek van die meeste, die wonderlikste beloftes wat daar ooit kan wees. Ja, daar is ander beloftes, die beloftes is nie altyd mooi nie. Dit is mekaar. Dit wat God beloof het vir sy volk, is baie mooi beloftes. Maar daar is ook voorwaardes gewees. Daar was 'n beloftes van waarmee dit gaan gebeur, omdat ons stuit was, en dit het ons gebeur. En daarom moet ons wonderlik gaan dink oor wat is die beloftes van die Bybel. Die Bybel se beloftes is ongelooflik positief goed. Maar nie dink die Bybel is net positief. Hy is ook negatief. Want dit is negatief vir ons gaan ervaar. Want daar is, wie sal dink straf is positief? Ons dink straf is negatief. Israel het swaar gekry. As ek by die begin van die boek dan my hoor wat God met Abraham begin het. En daarom verwys hy na Isak, Jakob, en wanneer God met Israel praat, dan sê hy, vat hy dan altyd terug na wat hy vir sy aardsvaders gesê het. Die pilare van die ontstaan van die volk van Israel. Waar hy begin het,
Dis wat is daar ontstaan. Waar hy hom uit die land het ingevat, en wat sê die Here vir hom? Ek wil jou vat na 'n land van Jakkeniene, 'n wonderlike land wat ek vir jou wil wys, waar jy gaan bly. Maar die Here sê nie van waar dit is nie, hy sê van pak jou goed op en gaan, ek sal vir jou wys. En dit was die begin van die ontstaan van die volk van Israel in die Ou Testament. En telke male kom ons agter dat God gee beloftes vir sy volk. Ons sê Abraham, Isak en Jakob en hulle kinders, Josef en die volk wat daarna uitkom, Moses, Aaron, Joshua. Al hierdie mense het almal beloftes van God gekry, wat waar geword het, wat nie dieselfde dag nie, maar wat uitgevat het om waar te word. En telke male het God vir sy volk gesê, ek herinner julle, hy het dit gebruik deur om met die leiers te praat, of die profete wat aangestel het, om van die volk te sê, ek herinner julle ook aan my beloftes. Dit was nie maar net leë beloftes nie. Kyk, as ek dan 35 jaar in die woestyn loop, en ek kom nie by die beloofde land uit, dan wonder ek as die Here nog dink ek is uit, of wat het my na 'n beloofde land. Ek weet nie of ek nog na sal glo. Moes dit het gebeur, want daar was 'n rede hoekom die volk geweier moet word met 'n nuwe beslag om in te gaan in die land, vol mag en krag, om te gaan doen presies wat God vir hulle moet gaan doen. God het nie 'n weervarstige volk nie, daarom sy beloftes het anders uitgedraai van baie van die oorspronklike Israeliete wat uit Egipte uitgetrek het. Maar so kan ons deurgaan en ons kan sien dat die volk het gegroei en dit weer was weg uit Egipte, uit Israel gewees. Dit was weg uit die beloofde land. Dit wat God vir Abraham gegee het, hulle is weg daaruit. Hoekom? Omdat dit droogte was, en dus in Egipte toe. Dis nou 100 jaar in Egipte. En die volk het gedink, God het hulle vergeet. Maar God het nie, want hy stuur weer van Moses aan die volk toe. En so die volk teruggekom in die land, en so het hulle nog steeds mense gekry wat vir hulle gehelp het. So het God rigters opgeroep om vir hulle te help, mans of vrouens. Dit was nie net mans nie, dit was vrouens ook gewees. Want die volk moes lei in die beloftes van die Here, in die woord wat God vir hulle vertel. En die belofte van die Here het altyd te doen met die toekoms van die volk, wat gaan gebeur en hoe. Die eerste ding van God se belofte was, dat die volk moet getrou wees, moet gehoorsaam wees. En as dit gehoorsaam was, dan was dit goed. En ons lees dit baie duidelik as ons in Konings en Kronieke lees, maar wat gebeur het met die volk? As 'n koning nie getrou was aan God nie, dan het hy nie baie lank regeer nie. Maar baie van die konings was getrou en gehoorsaam aan die woord van die Here, soos die profete aan hom vertel het hy gedoen wat hy moes doen. Hulle almal het foute gehad. En lees, daar was nie een wat 100% God se wil nie. Maar hulle is God gehoorsaam gewees, oorwegend, en dit het goed gegaan met hulle lewe. Goed gegaan met Israel. God was getrou aan sy belofte wat aan Abraham gemaak het. En hy trek daai beloftes deur deur die Ou Testament, en hy kom hier tot by die konings uit. En dan hier is as die profete van die ongelooflike goed wat God gaan doen nog. Ek vind julle lees gereeld of in baie die van Jesaja te lees. Jesaja, Jeremia. Daar staan in die wonderlikste beloftes van wat God met elke volk gaan laat gebeur. Maar die mooiste beloftes is daar dus van die duidelikste verwysings na God, wat as iemand gaan stuur, 'n koning, om Israel weer op te hê. Dat die koninkryk geskap van Dawid weer gaan herstel. Dit het anders uitgedraai. God het nie vergeet wat hy gesê het. Die volk het baie keer vergeet wat God gesê het. En dat hulle eie ding gedoen. Die koningskap was nooit deel van God se beplanning met sy volk nie. Maar omdat die volk wou dieselfde wees as die wêreldse mense. Sommige mense is nou maar so. Of 'n ou sê wat
hoe kan ons sit wat ons sê om te doen? Wat leiding kan leer. Ons is bang om leiding te doen. Maar ons het die grootste leier in die wêreld gekry, Christus, God self, om ons te lei. Maar die volk van God vergeet nie die dinge partykeer, en daarom vat God altyd terug na die beloftes wat hy gesê het, en hy sê, vir onthou wat met julle gebeur het, vanuit julle, wie julle uit Egipte gebring het. Onthou wie julle gelei het deur die woestyn, toe julle die water gehad het, julle die kos gehad het Israel vir julle voorsien. Ek het julle nie gelos nie. En so het God toegelaat dat die volk hulle wêreldbegeerte van 'n koning, wêreldkoning, kon gehad het. En dit is wat net gebeur. Dit het alles waar geword. Toe daar is stil tyd gekom, waar die volk rustig gewees het, want die wêreld was 'n baie rustige tyd gewees. Maar God het nog steeds die sy beloftes wat hy deur die profete gemaak het, van 'n redder wat sou kom na die wêreld. Hy het dit nog nooit vergeet nie. En ewe skielik kom daar wyse manne by die koning aan en vra, waar is die koning van Israel wat gebore is? Chaos in die wêreld. Want wie weet wat, en toe roep hy die skrifleerders mekaar om te vertel, dieselfde van ons in Bethlehem, want dit is wat die skrif en die profete gesê het. Maar ek kan nie verwag op daai stadium nie. Maar God gee sy beloftes wanneer en hoe dit hom behaag. Dit het die hele wese van God se volk begin omswaai. Dit het die hele idee van godsdienst 'n ander kleur gegee. Omdat dit nie gegaan het oor God wat met enkele mense meer praat nie, maar God wat 'n redder gegee het, sodat almal gered kan word. Want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat vir hom lief het en hom volg, gered kan word. Nie elke Israeliet meer nie. Elke persoon op aarde wat God kry en God aanroep, word gered. Dit is die belofte wat God eintlik gemaak het. Dit is die belofte wat hy gehad het van die, en sy doel met Abraham gewees het. Abraham moes wees, ook 'n leier wees tot seun van die nasies. En Israel het dieselfde gekry, en te seën wees vir die wêreld, vir die nasies om julle. Maar God het dit tot sy volheid aan Christus ons gebring. Hy Christus is die beloftes van die profete, van 'n redder, het waar geword. Dit het nie maar net beloftes gebring nie. Dit is vervul omdat God nie sy beloftes vergeet nie, en dit ook nie een kan besluit en sê dit gaan nie meer gebeur nie. Hy is getrou, omdat hy liefde het vir die mense, omdat hy omgee vir jou en my. Hy wil by ons wees, hy wil ons red, en dis hoekom hy Christus gestuur het, nie om die wêreld te oordeel nie, maar om 'n redding te bring vir hulle wat glo. En om die mense wat sy skepsels is, weer terug te bring waar hulle hoort. Dit was die hele doel van Abraham. En daai belofte van Abraham het Christus kom vervul. En die belofte wat Abraham gekry het, het in Christus vervul. Maar dit was 'n vervulling wat baie groter was. Vervulling wat vir elke mens daar was. Maar dit het nie daar gebly. Christus het vir ons weer nuwe beloftes gebring. Christus het vir die wêreld 'n belofte gebring van 'n nuwe wêreld. Christus het vir die wêreld 'n belofte gebring van 'n nuwe koninkryk wat gaan kom. Van 'n nuwe God wat oor hulle gaan heers. 'n Heilige Gees wat hy voor beloof het. Soos wat ons hier lees. Wat 'n wonderlike beloftes word weer nuut gegee om 'n nuwe volk, 'n geestelike huis, 'n geestelike volk vir hom te skep. 'n Volk wat nader kan kom na God toe en nie weer op 'n afstand kan sien dat as Moses in die berg uitklim dat daar 'n heining was waar niemand beweeg, want as hy daar deur stap dan sterf hy.
Nou breek God daar die hele skeiding af. En hy sê, julle gaan almal saam met my in my koninkryk bly. Wat 'n heerlikheid is dit nie. Wat 'n verwonderlike verwagting is dit nie. Wat meer sê hy vir hulle, maar te sê, kyk die wondertekens wat sal voorkom by hulle wat glo. Dit is Woensgeestheid, dit is op ander tale praat. Dit is as kom op tel, as jy iets lustig drink, sal dit julle niks doen nie. Dit sal siekes die hande opleef, sal mense gesond maak. Julle sal dooies opwek. Al die vertelling sê Jesus vir sy volgelinge. Dis wat nou gaan gebeur. Dis nie net die profeet nie. Dis elke mens wat glo in Christus en in die Gees antwoord wanneer die Gees uitgestort. Dit is die wonderlikste klomp beloftes. Daarom as 'n mens kyk na die Nuwe Testament is en die Ou Testament loop hierdie goed so hand aan hand. Een volg op die ander nie, as 'n mens mooi gaan kyk. En die beloftes van God word net groter en groter. Eers was God se seëning maar groot en heel maar op Israel kan toepas. Of so lyk dit. Maar dit het van toepassing geword vir almal. Elke mens kan dit kry. Is ook deur vir elkeen wat daar wil instap. Dis kom ons die kerk oor in dat toe gebou. Ons deur staan gewoonlik loop. Onder normale omstandighede. Dit wat ons moet daar sê. Enigeen kan inkom. Enigeen is welkom hier, want enigeen is by God welkom. En net nou weer sê, hoe sê toe ook, kyk wie was nog so. Ons was niks werd gewees eintlik. Maar God het vir ons iets gemaak. God het ons gereinig in Christus en vir ons mag en krag gegee om met nuwe gedagtes weer te kan begin. God gee vir ons nuwe hoop, nuwe heerlikheid, nuwe beloftes wat hy sê gaan waar word in jou lewe. Kom net en neem dit aan. Dis hoekom ons nagmaal het, want nagmaal se een teken is dat God vir ons sekere beloftes laat waar word, sekere waarborge gee wat niemand anders kan. Wat sê, jy gaan die ewige lewe kry. En is dit nie een van die wonderlikste verwagtinge wat ons het nie? Want dit wat Christus kom doen, elkeen wat glo sal kind van God word, genoem word en sal saam met my in die koninkryk van my Vader instap. Ons gaan nie net maar dood en dit verby met ons nie. Nie ons is op pad na 'n nuwe koninkryk. Lees Openbaring. Lees wat Christus self sê van die toekomstige verwagtings. Die toekoms van God met die mens. Die hoop wat hy vir ons gee. Dis nie valse hoop nie. Hy het vir sy disippels almal gesê wat gaan met hulle gebeur. Hy het vir hulle vertel waar toe hulle in staat moet wees wat hulle moet wees. Al die goed wat die disippels kon doen. Wat die profete ons nergens gewees dat hulle dit kon doen nie. Hulle het sekere ander take wat hulle kon gedoen nie. Maar wat God oorgeneem het uit hulle hande en dit laat gebeur. Nou sit God daai krag van hom in my en jou hande en sê, dit sal jy kan doen. Jy eenvoudige mens. Here kan ek mense gesond word. Ja, jy kan. Dit gaan vir jou die mag gee, die Gees gaan vir jou die mag gee om dit te kan doen. In die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees sal ek en jy dit kan doen. Daarom moet ons nie bang wees om vir mekaar daarvan te vertel nie. Daarom moet ons kan getuig oor dit wat God vir my doen en deur my gebruik om deur my mense nie te laat word. Ek bedoel net om hulle kinders van God te laat wees, om God in 'n bekend te stel. Al is dit op 'n eenvoudige manier, nie 'n hoë akademiese taal nie, nie 'n vloektaal of wat nie, maar 'n eenvoudige taal wat die Bybel praat met my. Wat ken ek nie die Bybel nie, maar vir my vertel het van dat iemand my vertel het van hierdie Christus wat my lief het, wat sy lewe vir my gegee het, by wie se tafel ons môre kan kom aansit as 'n familie.
sê, so lief het God my gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat ek nie die lyding moet deur te gaan. Ons is nou in lydingstyd. Maar dit is nie net 'n lydingstyd, dit is eintlik 'n dankbaarheidstyd, 'n hemelse heerlikheid wat ons moet vier, omdat deur die lyding ons gespaar is. En ons nuwe beloftes van heerlikheid ontvang. Die boek van beloftes is 'n boek oor God. Dit gaan oor wat God vir jou en my wil gee. Daarom vind ons die grootste beloftes in die liefdesmaat. Dit is 'n weerspieëling van 'n verwysing na wat Christus vir jou en my gedoen het. Sy lyding word hierin vasgevang in die brood wat ons eet, in die wyn wat ons drink. Kan ons saam wees as kinders van God. Kan ons saam wees as 'n familie. Daarom is daar nie plek vir wangedrag, agteraf kyk, bedrog onder 'n familie. Daarom is ons een in liefde. Daarom word dit 'n liefdesmaal genoem. Nie net omdat God daarmee vir jou wil sê ek is lief vir jou en vir jou en vir jou en vir jou nie. Maar hy wil ons herinner, dit is 'n herinneringsmaal ook. Hy wil ons herinner aan dit wat Christus gedoen het. Wat God se liefde vir ons wil wys. Hoe lief hy vir jou en my. En daarom sê hy vir ons, so moet julle mekaar lief hê. Efesiërs 3, ek wil dit nou lees. Dit is so 'n mooi gedeelte van wie jy was en wie jy moet wees. Dis hoekom Christus gekom het. Daarom moet hulle die aardse dinge doodmaak wat op heel verlede lewe is. Dit is die deel meer van Christus se nuwe mens. Onsedelikheid, onreinheid, jale, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Hier sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het hulle ook aan die dinge meer gedoen, die hulle nog daar geleef het. Herinner ons, maak nie seker dat jy nog onthou wie jy was. Maar sê, nou moet jy al hierdie dinge laat staan, woede, haat, lyd en vloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het die ou sondige mens met sy gewoontes opgeleef. En leef met die lewe van die nuwe mens wat al meer vernuwe word aan die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Dis die belofte wat God vir jou gee, wie ek en jy gaan word, en wie ons is as Christus, ons koning word en die Gees in ons begin lewe. Hier is dit nie meer van belang of iemand Griek of Jood, om ons sy professor of straatveer is nie. Besny of nie besny nie, ryk man of arm man. Dit maak nie saak. Hier is ander tale, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier, by God. Is Christus, alles in almal. Daar is geen onderskeid met die koninkryk van God nie. Daar is geen verskil tussen mense nie, want dit gaan nie oor mense meer nie, dit gaan oor God wat verheerlik sal word. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewe, goedgesin, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. En wees geduldig met mekaar, en vergewe mekaar as die een die ander het. Soos die Here julle vergewe, wat 'n wonderlike beloftes gee. As julle mekaar vergewe, sal God julle ook vergewe. Een van die gebooie, hè? Woorde alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Weer 'n belofte. Dit sal ons saambind. Dit gaan nie om enigheid bring nie, dit gaan ons saambind as kinders van die Here. En die woorde en die vrede wat Christus gee, die vrede wat alle verstand oorloop, moet in julle lewens weerslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te leef. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Nie die dominee wat leer en onderrig nie. Leer en onderrig mekaar in alle wysheid. Ja, wysheid is die wysheid van God. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesang en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen,
sê hy doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader, Here. Gaan nie oor my nie. Niks in hierdie wêreld sentreer om my nie. Ek is nie die middelpunt nie. Ek is nie die alles in die wêreld nie. Jesus, die Vader, die Gees, is waaroor alles gaan oor God. En God sê ook vanmôre vir my en jou, jy is vrygespreek, jy leef heilig, want jy is heilig, want ek leef in jou, want jy is my tempel, jy is myne. Ek is jou God, en jy is my kind. Wat 'n wonderlike ding. Al die beloftes wat God gee vir ons, is om ons weer te bring na Openbaring se groot belofte van die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis waarom Christus gelei het, of om daai pad oop te doen. Vir elke wat voor God gaan staan en sê, wees my kind. Mag die Here dit bevestig vanmôre in die nagmaal met elkeen van ons. En ek wil vra dat ons nou die 510 al saam sal doen dit sittende as 'n gebed. Wat ons verdien het, maar die liefde van God gee dit in my lewe. Die eerste, die tweede en die derde vers wat ons saampraat, as gebed en dan doen ons die nagmaal daarna.
wys dat Christus is die lig vir ons. Ons is sy lig ook, en ons vat die lig en ons dra dit uit op na buite, want hy het dit vir ons gebruik.
self, maar dit het plaasgevind tydens die Pasgamaaltyd. By Pasgamaaltyd het uit verskillende fases bestaan, maar hulle het by 'n plek bymekaar gekom en hy het bymekaar gekom en hulle het daar gebly. En dit was vir hulle 'n ongelooflike geleentheid, want dit was net voordat Jesus die offers vroegoggend in hegtenis geneem sou word vir sy veroordeling en vir prysing en alles. En dit het plaasgevind tydens die nag, tydens die Pasga. Die Pasga bestaan uit 'n klomp verskillende afdelings van mense eet en dan drink en dan eet en dan lees hulle en dan verskillende goed wat gebeur tydens die Pasga maaltyd. Maar lees ons in Matteus die volgende. En terwyl hulle eet, sien hulle wat besig gebeur, hulle het geniet, dit was 'n heerlike eet. Dit was 'n heerlike gesellige maaltyd gewees. En Jesus brood geneem en die seën gevra. Dan het hy dit gebreek en sy disippels gegee met die woorde: "Neem, eet, dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergifnis van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal julle nie weer van hierdie wyn drink. Van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink." Hoor die belofte. Ek wag vir julle. Julle gaan saam met my wees in my Vader se koninkryk. Nadat hulle die lofsang gesing het, 'n deel van die Pasga maaltyd was, het hy uitgegaan na die Olyfberg toe, waar Jesus ook aan bid het en waar hy geraai is. Maar dit bly 'n wonderlike geleentheid. Daarom as ons die brood in ons hande hou en ons eet daarvan, dan dink ons aan dit wat Jesus self gesê het: "Eet dit en dink daaraan dat my liggaam gekruisig is en vernietig is ter wille van jou, wil jou sondes vergewe word." Kom ons geliefde en dankbaar. Die wyn wat ek geneem het, was nie spesiaal wyn. Was nie besonder nie, dit was maar die gewone wat gebruik het in die Pasga, wat almal in daai tyd, die Israeliete almal saam het geniet het by die verskillende huise. Dit is gesê, neem dit, drink dit, en dink daaraan dat my bloed gestort is vir julle, sodat julle rein gewas word van alles onwees. En daarom kan ons weet dat ons heilig, dat sy naam is, en hy in ons leef. Kom ons gebruik dit, eer van sy naam. Liewe Vader, wat ons lief, en hierdie gebruik saam die nagmaal gebruik wat U ingestel het saam met die 12 disippels. En voordat hy die groot lyding van U kom met die seer, die vernedering, deur mense aan 'n mens gebring is. Deur mense wat hulle eie God verwerp het. Vir ons vanmôre vir U baie dankie sê, dat U vir ons dit gespaar het. Dat U dit vir ons moontlik gemaak het om in U liefde saam met U die pad te loop wat vir ons voor lê. Omdat ons weet dat U voorsien in alles, in elke behoefte, elke groot en klein behoefte wat ons het. Here, ons groot vreugde vandag is om aan U heerlikheid te bring, omdat U vir ons voorsien het in Christus. Ons harte gaan uit vanoggend na daardie plekke en lande waar daar oorlog, kom vrede met mekaar is. Waar mense besig is om mekaar te vernietig.
Ons laat gaan uit elke plek waar die vrede nie is nie. In gesin en gemeenskappe, in werksomstandighede, ja, elke plek is daar geleentheid waar Satan na sy kloue kan inslaan. Die mense in ons vrede laat lewe, omdat dit is wat hy wil hê. En ons wil elkeen van hierdie plekke in ons land, maar ook in die wêreld aan die opdra. Ek vra Here dat die leierskap oprig om vrede te bring, nie om oorlog te skep nie. Dat hy vir ons as mens vredemaker sal maak, op eer van die naam. Dat hy vir ons in ons gemeente sal lei om vrede met mekaar te maak, en in vrede met mekaar saam te leef, en in heerlikheid nie te kan loof en prys. Maar gebruik ons ook om die vrede, die heerlikheid, vir die mense rondom ons te wys en te gee. Dat ons nie skaam sal wees om op te staan en sê, so sê die Here. Maar dat ons sal vertel van die wonderlike God wat ons aanbid, wat vir elkeen lief het. En dat ons dit kan deel met hulle wat dit dalk nie wil weet. Maar ook deur ons woord en ons dade, dit kan hoor en sien. Help ons daarin, Here. Help ons ook as gemeente om 'n lig hier in hierdie stad te wees, waar daar soveel onheil onder alles broei, wat ons nie eens kan weet nie. Bring volmaakte vrede vir al op die plattelandsgedeelte. Daar waar die mense in geweld regeer. Daar waar mense mekaar doodmaak, net en hulle kan doodmaak. Waar jong kinders opgelei word deurdat hulle mense moet gaan doodmaak, om hulle as man of as vrou te aanvaar binne 'n bende. Bring die Kaapse vlakte na 'n sonder geleef. Ons bring ons stad geleef. Om ons stad van vrede te maak. 'n Stad van heerlikheid, waar U naam en almal geëer en verheerlik sal word. En waar Satan geen plek het vir ons nie. In ons en met ons. Maar waar hy sal weet dat hy onwelkome gas is, en eerder sal verbuiten. Ek dink aan Dominee Rolien, hulle dankie en vrede vir hulle om as gesin saam te kan kuier. Vir die lieweling wat in hulle geboor. Na hulle middag gebring is wat nie vir hulle gegee het. Klein kind vir hulle ouer kwaad. Maar dit kan ook baie vrede te bring, omdat die hand met veilig terugbring, maar daar in klaar is met die kinders. Seën vir ons almal saam, ook as die kinders, en lei vir ons om mekaar lief te hê, met die liefde waarmee U vir ons lief is. Amen. Voorzitter, kom ons gee geleentheid vir ons offergawes. En dan is daar 'n muntlegging ook hier. Krijg is die formaat van 'n krijgje daar, as die muntige wanneer is daar, is die baie welkom. Weet ek loop in die straat en dan tel ek 10 cent, 20 cent en 5 cent baie op. Ek weet nie of dit nie werk. Kom gooi dit maar hier so mee hoor. Die gemeente kan dit nou baie goed gebruik as jy dit in die huis by mekaar maak in die loop van die tyd. Kom ons die Here ook met ons offergawes met dankbaarheid in ons harte. As jy dood in die graaf is, sommer saambring, ek gaan hier, sit dit sommer met die meer, maak niks snaaks nie, dan is dit sommer klaar vir die kerk daar uit te wees. As jy alles klaar is,
Maar beide die hoofde sê, dankie vir die opgawe wat jy ons moontlik maak om vir ons terug te voer. Vader, as ons dit, wat hulle môre in 'n buffet gesit het, of 'n kruisie, of in 'n sakkie, dan wil ek vir sê baie dankie. Dankie vir die liefde wat jy vir ons bewys. Dankie vir die voorsienigheid wat jy vir ons gee, die vrede. Dankie vir ons saamwees. Seën vir ons nog meer met dit wat ons kan leef teenoor mekaar. Maak ons vrymoedig in ons liefde. Maak ons vrygewig in ons omgee vir mekaar. En mag dit wees alleen tot U eer. Amen. Onsigbare manne daarom of vroue wat nie weet wat hulle kan doen. Ons dankie Here daarvoor vir die wonderlike voorreg wat dit ons het om te kan gee word en dat ons regtig baie maak. Kom ons sluit dan met die 5 en 4 die verse wat daar sluit en ons sing dit met 'n sekerheid. Jesus is hier. Van die Almagtige. Amen.